'n sekere Dr. Winter, so gaan die storie, was een van die bekendste geneesheere in Chicago gewees, baie jare gelede. Hy kry 'n oproep 1 uur, 1 nag. Hy moet onmiddellik hospitaal toe gaan. Daar's 'n seun wat baie ernstig beseer is in 'n ongeluk en ja, sy toestand is kritiek, maar as daar een persoon is wat sy lewe sal kan red, dan is dit hierdie Dr. Winter, net omdat hy so bekwaam is. En hy haas hom na die hospitaal, en dit is 'n langerige pad wat hy moet ry, maar daar's 'n kort pad deur een van die berugste buurte in Chicago. En ek dink ek gaan die kans vat, dis middel van die nag, gaan die kans vat om daardeur te ry, maar toe hy by 'n verkeerslig kom toe, pluk iemand sy deur oop, ruk hom uit, sê net ek het jou kar nodig. Man wou nie luister na enigiets nie en hy ry weg. Dit neem die dokter 45 minute om by 'n telefoonhokkie te kom sodat hy net 'n oproep kan maak. So heel wat later kom hy by die hospitaal aan en toe is die seun reeds oorlede. Die pa van die seun is in die kapel en hulle vra die dokter of hy sal omgee net om bietjie met hom te gaan gesels, net op te gaan, en toe hy by die kapel instap, toe besef hy maar die man wat daar sit, die pa van die seun, is die een wat my uit die kar uitgeruk het, wat die kar gekaap het. Hy het die een persoon wat dalk sy seun se lewe kon red, verhinder om sy werk te doen, verhinder om sy seun te red. Weet jy net, laat my dink, baie keer het ons het hierdie ideaal van 'n mooi toekoms vir ons lewens. En ons werk so hard aan daardie mooi toekoms, maar die een wat daardie toekoms 'n werklikheid kan maak, is as ware of ons hom uit die pad uitruk. Asof ons nie vir die Here die kans gee om moontlik te maak wat hy alleen kan doen nie. Psalm 37 vers 37 is een van daardie verse wat ek dink 'n mens 'n ankerpunt in jou lewe moet maak. Nou dit sê, let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Daar is 'n toekoms vir die man van vrede. En ek wonder of jy nie net so vir 'n paar minute saam met my wil besin oor hierdie woorde in Psalm 37 nie. As drie waarhede oor God in hierdie Psalm 37 wat vir my nogal tref, en ek dink is so belangrik dat ons lewens bou hierop, te midde van alles wat verkeerd mag wees in die wêreld, te midde van alles wat verkeerd mag loop in ons eie lewens. Hiersos is drie waarhede wat God wil hê ons moet weet. Sien, Psalm 37 is anders as die ander psalms wat gebede is. Psalm 37 is eintlik 'n soort van 'n preek, is 'n versameling van wyshede om vir ons te leer op die pad wat ons moet gaan. En as ons hierdie pad loop, sal ons die mooi toekoms kan beleef wat die Here vir ons het. Die eerste ding wat ons hierso sien wat ek wil uitlig, en dit is God wil vir jou 'n mooi toekoms gee. Is vir baie mense so moeilik om te glo. God wil vir jou 'n mooi toekoms gee. Nou sê die woord van die Here so duidelik, daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Nou belangrik, ons moet dan gaan definieer, wat beteken 'n man van vrede? Kom ek sê vir jou, jy het 'n toekoms, jy het iets om na uit te sien, en daardie toekoms word oorheers deur hierdie woord vrede, man van vrede. Die Hebreëus is shalom, en shalom is een van daardie woorde wat amper onmoontlik is om in enige ander taal te kan vertaal. As ons dink aan shalom, vrede, dis die eerste betekenis daarvan, dan is dit veel meer as die afwesigheid van konflik. Shalom het soveel meer wat dit beteken. So kom ons staan net so 'n bietjie stil by wat shalom beteken. Baie beslis harmonie in ons verhoudings, en weet, gebrek aan konflik, maar meer net as die gebrek aan konflik, maar ook harmonie, goeie menseverhoudings, goeie interpersoonlike verhoudings. Dis deel van die woordjie vrede. Shalom. Dit beteken ook voorspoed. Psalm Spreuke 10 vers 22 leer ons byvoorbeeld, die seën van die Here maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. So duidelik as ons die woord van die Here lees, dan dien ons 'n God wat ons ook wil seën met die dinge wat ons nodig het. Ek weet, vir party mense rukkel hierdie uit verband uit asof God in alle koste vir ons net voorspoedig wil maak, en voorspoed word gedefinieer in terme van geld. Het gaan oor meer as dit voorspoed gaan, dat dit regtig goed gaan met jou. En dis God se hart vir jou, dat dit regtig goed sal gaan met jou.
En ja, soos ons lees in die woord van die Here, die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg aan niks by nie. Want jy kan so hard werk soos jy wil en alles verloor in 'n enkele oomblik, of jy kan God vertrou en die Here seën vir jou, die Here voorsien vir jou. Shalom, vrede, het 'n wyeer betekenis nog aan, en dis veiligheid. Weet, dis daardie wonderlike gerusstelling in 'n wêreld wat by die dag meer onveilig voel, dat God daar is ook om jou te beskerm teen die kwaad, teen die onheil. En dan shalom het hierdie betekenis en weer eens moeilik om te skakel in 'n ander taal, van heelheid, van volkomenheid, van niks kom kort nie. Alles is daar waar daar moet wees. Niks is stikkend nie. En dit het baie betrekking ook op ons fisieke gesondheid. So, miskien die beste manier om te verduidelik wat shalom beteken is dink aan die oorsprong daarvan, wanneer twee Jode mekaar sou groet, of twee Hebreërs selfs in die Bybelse tyd mekaar sou groet, dan groet hulle met shalom, en daarmee wil hulle eintlik om sê, mag die Here vir jou voorspoedig maak, mag die Here vir jou seën in jou verhoudings, mag die Here vir jou voorsien in al jou behoeftes, mag die Here vir jou gesondheid gee. Dis alles deel van daardie groet. En 'n man van shalom, man van vrede, is daardie persoon wat die seën, wat die guns van die Here op hulle lewe het, en die woord is so duidelik, daar is 'n toekoms. 'n Persoon wat die seën van die Here op hulle lewe het 'n toekoms, iets om na uit te sien. En dit maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou of 'n kind is, maak nie saak waar jy inpas in die samelewing, wat jou stand is, hoe belangrik, hoe klein jy in jou eie oë is, of in die oë van ander mense nie, of jy oud en of jy jonk is. Dis waar van jou lewe dat God vir jou 'n besonderse plan het. En shalom waarborg dat God vir jou daardie toekoms wil gee. Ons kan inleef in dit wat God se hart is vir ons. So die heel eerste waarheid is, ons kan leef met daardie verwagting dat God vir ons 'n mooi toekoms, dat God vir jou 'n mooi toekoms wil gee. Die tweede waarheid wat ek hierso sien, is God maak beloftes dat hy vir ons sal seën. God maak beloftes dat hy vir jou sal seën. 'n Paar verse wat ons kan lees in hierdie Psalm. Daar sulke mooi dinge in hierdie Psalm, so ek lig maar net so 'n paar dinge uit. Psalm 37, daar vanaf vers 3 tot 5. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid. Wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Nou kyk, hierso is sulke pragtige beloftes. Maar as 'n mens hom so lees, weet, vertrou op die Here en doen wat goed is, dan is dit so amper asof ons wil teruggryp en sê, wel, weet, ek doen nie alles wat reg is nie. En baie duidelik as ons verder lees, dis beloftes wat genoem word vir die regverdige, en dan dink ons aan onsself en sê, maar weet, daar's so baie dinge in my lewe verkeerd is, dat ek weet nie of ek hierdie dinge vir myself kan toeëien, en onmiddellik val ons in hierdie groef, miskien waar ons groot geword het, weens ons onkunde, verkeerde lering, dat ek is nie goed genoeg nie, so ek moet hard genoeg werk vir die seën van die Here. En God gaan my net seën as my lewe goed genoeg is. As ek mooi genoeg leef, dan gaan die Here vir my seën. Wanneer ons 'n Ou Testamentiese waarheid lees, 'n Psalm lees in die Ou Testament, dan moet ons dit altyd lees vanuit die kruisdood, die opstanding van Jesus Christus, wat alles verander het. Vir Dawid, wat hierdie Psalm geskryf het, as 'n Ou Testamentiese gelowige, het alles gedraai oor, hy moet sy redding verdien. Hy moet goed genoeg wees. As hy dit nie kan doen nie, dan moet hy sy offers gaan bring, maar sy hele lewe het gedraai oor, en dis die Ou Testamentiese verbond van, jy moet doen, sodat die Here vir jou kan seën. Met Jesus Christus het alles verander. Die nuwe verbond wat Jesus Christus aangegaan het, gaan hieroor dat hy het alles klaar gedoen. Jy sien, God kyk na jou, God kyk na my, God sien ons as regverdige. Ons is klaar,
in die oë van die Here regverdig. Hoekom? Want Jesus Christus, hy wat nooit gesondig het, wat die volmaakte regverdige was, het op die kruis al ons sondes op hom geneem, en hy skenk ons sy regverdigheid, sy heiligheid, en wanneer ek en jy voor die Here kom, as Nuwe Testamentiese gelowige, is ons klaar regverdig in die oë van die Here. Wat vir my sê, die beloftes wat in hierdie Psalm gemaak word vir die regverdige, is vir my en vir jou. Ons kan dit onsself toe-eien. So kom ons lees hom aan, dis vertrou op die Here, en weet, hy het klaar gedoen wat goed is, hy het klaar die redding bewerk, dis klaar myne. Ja, woon in die land, geniet veiligheid, wees bly in die Here. Dis die waarheid. Verlustig jou in die Here, sê die ou Afrikaanse vertaling. Verlustig jou in die Here, en hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Nie omdat jy so hard werk daarvoor. Nie omdat jy alles doen wat mooi is nie, maar hier in jou hart werk die Here daardie begeertes wat hy wil hê jy moet naleef. Jy sien, is nie 'n geval van hoe mooi jy leef nie. Jy is maar net kind van God. Dit kom so natuurlik. En jy kan die seën van die Here op jou lewe verwag. Psalm 37 vers 11. Maar sagmoediges sal die land besit, hulle sal oorvloedige vrede geniet. Vrede, shalom, die nederige persoon, die persoon wat ontvanklik is vir die seën van die Here, wat klein is voor die Here en sê, Here, ek staan met leë hande, ek het niks om te bied behalwe my eie gebrokenheid, my eie leë hande, my eie leë hart, hier sê ek, Here. Die belofte vir daardie persoon is, hulle sal oorvloedige vrede, oorvloedige shalom geniet. Vers 19 van hierdie Psalm. In slegte tye sal hulle nie verleë wees nie, selfs aan hongersnood sal hulle genoeg hê. Wat 'n mooi belofte dat God vir jou sal sorg. Maak nie saak wat die ekonomie is. Maak nie saak wat gebeur. God het hom verbind om vir jou te sorg. En nou sê die Psalm is iets wat so mooi is. Hy sê, ek was jonk, en nou is ek oud. Dan hy skryf met die wysheid van terugkyk oor sy lewe. Ek was jonk en nou is ek oud. Maar 'n regverdige mens wat verlate is, het ek nooit gesien nie. Wie is die regverdige mens? In Christus is dit ek en jy. Ek was oud, en ek is jonk. Ek was jonk en nou is ek oud, maar 'n regverdige mens wat verlate is, het ek nooit gesien, of wat sy kinders vir kos moes bedel, met ander woorde, dat hy nie vir sy kinders kon sorg nie. Al hierdie verse, en daar soveel meer nog, sê net vir my hierdie, God maak beloftes dat hy vir jou sal seën. Jy kan die seën van die Here op jou lewe verwag. So die eerste waarheid waarop ons sukses kan bou, is ek leef met die verwagting dat die Here vir my 'n mooi toekoms het. En die tweede waarheid wat ons hier sien, is God maak beloftes dat hy vir ons wil seën, en deur Jesus Christus is dit klaar ons sinne. Die derde ding wat ek hier sal sien, en dis God doen wat hy beloof het. God doen wat hy beloof het. Psalm 37 vers 5, so duidelik, vertrou jou lewe aan die Here toe, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Die ou Afrikaanse vertaling sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou hom en hy sal dit uitvoer. Die Hebreëse weergawe, waarin die Bybel aanvanklik geskryf is moeilik om regtig waar weer in Afrikaans of in 'n ander taal te kan sê. Daardie laat jou weg aan die Here, vertrou, dit het die betekenis van rol dit. Dus, miskien kan ek dit so vir jou verduidelik. Jy speel met 'n bal en jy rol die bal weg van jou af. Nou kom ek sê gou-gou vir jou, wanneer jy die bal besit, het jy volle beheer daaroor. Maar as jy die bal wegrol van jou af, in terme van rugby, as jy die bal uitgee vir iemand anders, of in sokker, wanneer jy die bal wegskop, het jy geen beheer meer oor die bal nie. As jy 'n raket vat en jy slaan daai bal, die oomblik wat hy weg is hy weg. Die gedagte is baie dieselfde, want dit kom by die dinge in ons lewe wat vir ons so belangrik is. Gee dit vir die Here, vertrou die Here vir sukses, vertrou die Here vir daardie mooi toekoms,
Dit help jy klou vas in jou onsekerheid, in jou vertwyfeling en gaan die dinge uitwerk, gaan ek 'n mooi toekoms hê, hoe gaan ek oor die weg kom, gaan die Here vir my voorsien, wat sal gebeur as dit nie, en weet al daai vrae waarmee 'n mens baie keer worstel, moet ons vervang met hierdie ek vertrou die Here. Ek het die bal oorgegee, weggerol van my af, dit is nou by die Here, God sal dit doen. Dieselfde Hebreëse woord word ook gebruik wanneer byvoorbeeld ons kyk in Josua 10 vers 12 daarso, Josua vir die son en die maan beveel om stil te staan. Dit is die storie. Waar Josua gaan en dan beveel hy sê son, staan stil. Nou daardie woord staan stil is presies dieselfde woord van laat dit aan die Here oor. Dit het die betekenis van swyg, wees stil. Hy sê maan, staan stil, wees stil, swyg. En ek dink die gedagte wat die Here vir ons wil sê is ons moet kan stil word voor die Here. Ons kry hier in Psalm 37 vers 7, wees stil en wag geduldig op hom. Word net rustig voor die Here. Word rustig voor die Here en gee vir hom 'n kans in jou lewe. Ekskuus, ek wil net gou 'n regstelling hierso maak. Hierdie swyg voor die Here kom eintlik daai Psalm 37 vers 7. Dis nie dieselfde woord vir wegrol nie, dis 'n ander woord. Psalm 37 vers 7. Wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Daardie wees stil, dis die een van sê vir die son, staan stil. Sê vir die maan, staan stil. En asof die Here vir jou sê, vir jou, staan stil, swyg, bly stil, en wag. Wag dat die Here vir jou in jou lewe gaan onderneem. Hierdie groot 3 waarhede wat ek glo ons lewe kan bou op en so verskil kan maak wanneer ons hierdie versekering in ons harte het, nee. Die eerste waarheid is, leef met daardie verwagting dat die Here vir jou gaan seën, vir jou 'n mooi toekoms gaan gee. Die tweede waarheid is, God maak beloftes dat hy vir jou sal seën. En die derde een is, ons kan God vertrou om te doen wat hy vir ons beloof het, nee. So in een sinnetjie, ek het die verwagting dat God my 'n mooi toekoms gee, want hy het dit beloof en in geloof maak ek dit my eie. Charles Miller was 'n waaghals wat bekend was as the human fly. Nou wat hy gedoen het, hy het teen geboue uitgeklim, baie hoë geboue, en hy het nooit enige veiligheidsnette gehad nie, hy het nie spesiale klimgereedskap gehad nie, net met sy hande en voete het hy teen geboue uitgeklim, en mense het by die duisende gekom, en weet dan, hulle asem opgehou soos wat hy teen hoë geboue sou uitklim. As 'n skouspel vir mense gewees. En eendag doen hy self, was in 1910 in Los Angeles gewees. En toe hy feitelik bo is, met eens, tuimel hy na benede. En hy is mos dood. En dit word gespekuleer, dat hy het hom seker maar misgis en ergens waar hy gedink het, hy kan vasgryp en vashou, was iets soos 'n spinnerak gewees, maar dit was nie sterk genoeg om hom te hou nie. Weet jy, in die lewe is dit maar so, dat baie mense hou vas aan dinge, wat vir hulle gaan teleurstel. Dinge waarop mense staat maak vir hulle mooi toekoms, vir hulle sukses in die lewe. Kom ek sê vir jou, as jy nie vashou aan Jesus Christus, het jy niks om vas te hou aan nie. Die aardse dinge waarop mense staat maak, is die dinge wat teleurstel. Lees maar op Psalm 37, dan sien jy die uiteinde van iemand wat nie vir God plek het in hulle lewe nie. Maar die teendeel is ook so waar, dat wanneer ons kom en die Here vertrou, dan seën die Here vir ons. So my gebed vir jou is dat die Here regtig sy guns, sy seën op jou lewe sal gee. Ek bid graag saam met jou. Dankie Here dat ons U kan vertrou vir alles in ons lewe, grond van U belofte dat U vir ons daardie vrede, daardie shalom gee. Nou en in die toekoms. En wat 'n voorreg, Here, in die ewigheid is dit. Ons voorreg om saam met U te kan wees. Wat 'n groter shalom, vrede kan daar wees as U heerlike teenwoordigheid. So vir elkeen wat kom en vandag worstel met soveel dinge, en of dit nou
die finansies is en verhoudings is, of gesondheid is, of werk is, of wat ook al, Here. Dankie dat U met U woord kom en vir ons kom beloof, daar's 'n toekoms vir die man en die vrou van vrede, die persoon wat die guns van die Here op hulle lewe het. Ons gryp dit vas, vertrou U daarvoor. Ons kom sê dankie vir Jesus Christus, wat hierdie vir ons moontlik maak. Amen. Baie dankie. Die saam met my so 'n bietjie gedink het oor Psalm 37, mag die seën van die Here in oorvloed op jou rus. Baie dankie.